Goeiemôre broeders en susters, dit is Sondag 21 Junie en dit is die derde Sondag in die Koninkrykstyd in die kerklike jaar. Dit is ook die dag wat die kortste dag van die jaar is met die langste nag vandag, wat beteken môre draai die son om en dan is die winter verby en die somer so stadig maar seker op pad. Iets om na uit te sien na hierdie koue week wat ons beleef het. Broeders en susters, ons lees in Psalm 100, Juig tot eer van die Here almal op aarde, dien die Here met blydskap, kom voor hom met gejubel. Erken dat die Here God is, hy het ons gemaak en ons is syne, ons is sy volk, sy eie kudde. Genade en vrede vir julle van God die Vader wat ons sien en seën, van Jesus Christus, sy geliefde Seun, saam met wie ons uit die dood opgewek word, en van die Heilige Gees, wat ons troos en vir ons nuwe lewe gee. Amen. Ons lofsang, broeders en susters, Psalm 23. Ons sing die eerste en die derde strofes, en ons sing die beruiming van Lina Spies. Broeders en susters, in die spieël van die woord van die Here ontdek ons eie sonde. En dan lees ons in Psalm 14 vers 2 en 3. Van die hemel af kyk die Here na die mense, om te sien of daar een verstandige is, een wat na die wil van God vra. Almal het afgedwaal, die laaste een het ontaard, daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Ons moet bely dat ook ons sondaars is, wat gereeld afdwaal en nie altyd goed doen nie. Kom ons bid soos Dawid in Psalm 51, Wees my genadig, o God, in u troue liefde, wis my oortredings uit in u groot barmhartigheid. En as ons so gebid het, dan hoor ons die versekering van Psalm 103,
Maar die psalmdigter sê, barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sondes nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Broeders en susters, op grond van hierdie versekering kan ons dan nou ook vanoggend weer ons geloof in die liefdevolle God saam met gelowiges dwars oor die wêreld bely met die volgende woorde. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie. Een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is en op die 3de dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons skriflesing, broeders en susters, vanmôre kom uit die boodskapvertaling en ons lees in Romeine 5 vers 1 tot 11. Romeine 5 vers 1 tot 11 in die boodskapvertaling. Omdat ons glo, is daar nou vrede tussen God en ons. En dit alles is aan ons Here Jesus Christus te danke. Deur ons geloof het hy gesorg dat ons nou in 'n splinternuwe verhouding met God staan. Ons leef nou dag vir dag net uit sy goedheid. Daarom is ons baie bly en opgewonde, want ons weet dat God se nuwe wêreld op ons wag. Daar sal ons sy heerlikheid sien. Al kry ons nou baie swaar, vat dit glad nie ons blydskap weg nie. Alles behalwe. Ons weet mos dat swaar kry ons vorm en slyp om nog meer op God te vertrou. En wanneer ons onverskrokke op God vertrou, help dit ons om 'n sterk Christelike karakter te vorm. En 'n sterk Christelike karakter maak dat ons deur dik en dun glo dat God se nuwe wêreld op ons wag. Wanneer ons al ons hoop op God stel, sal ons nooit teleurgesteld wees nie, want hy vul ons lewens elke dag met sy liefde. Dit doen hy deur die Heilige Gees, wat by ons bly. Christus het op presies die regte tydstip vir ons gesterf. Hy het sy lewe vir ons opgeoffer toe ons nog in die sonde rondgelê het. Dit is totaal ondenkbaar dat Christus bereid was om so iets vir ons te doen. Nie een van ons sal ooit ons lewe vir iemand anders prysgee nie. Ja, miskien nog vir 'n baie goeie vriend of vir een of ander goeie mens. Maar God is heeltemal anders as ons. Hy wys juis hoe lief hy ons het, deurdat Jesus in ons plek dood gegaan het, toe ons almal nog 'n spul sondaars was. As God so ongelooflik goed vir ons is, deur ons van ons sondes vry te spreek omdat Christus se bloed in ons plek gevloei het, hoef ons nie meer vir sy oordeel bang te wees nie.
dan sal Jesus ons ook mos help, wanneer ons voor God se oordeelstroon moet gaan staan. Sy dood het ons in die regte verhouding met God gebring, toe ons nog aardsvyande van hom was. Hoeveel te meer sal ons dan nie deur die lewende Jesus van die oordeel van God gered word nie. Daar is selfs nog meer rede om fees te vier. Ons kan nou al dag vir dag in blydskap voor God leef. Dit is net aan ons Here Jesus Christus te danke. Deur sy dood het hy gesorg dat ons saak met God reg is. Daar eindig ons skriflesing, broeders en susters. Gelukkig is ons as ons die woord van die Here hoor en dit glo. Kom ons bid nou saam. Almagtige God, Vader, Seun, Heilige Gees, aan U die lof en die eer en die aanbidding ook op hierdie dag. Te midde van die koue wat ons beleef en ervaar, te midde van 'n virus, Here, waarin ons leef in afsondering en in abnormale omstandighede. Maar in U teenwoordigheid is ons veilig. In 'n nuwe verhouding met U as die lewende God in en deur Jesus Christus, word ons vasgehou deur U liefde en kan ons ook op hierdie dag die warmte van U barmhartigheid, Here, beleef en ervaar. Dankie dat ons ook so saam met mekaar kan luister en saam met mekaar een kan wees in geloof en in gebed. Dankie dat die eenheid en die gemeenskap van gelowiges nie afhanklik is van saam wees nie, maar van dit wat ons glo en bely. En daarom kan ons ook vanmôre met blydskap ons geloof bely. Kan ons vir U sê, Here, ons glo dat U heers en regeer, en kan ons bid dat iets van U heerskappy in hierdie wêreld ook in ons en deur ons sal sigbaar word en sigbaar wees. Here, U ken die tyd waarin ons leef, en U ken elkeen se belewenis hiervan. U ken ons frustrasies, U ken ons bang wees, U ken ons nood en ons behoeftes. U weet, Here, dat ons verlang na iets anders, na saamwees, na rondbeweeg, na ons geliefdes sien en vashou, na 'n lewe wat getuig van liefde en omgee en gemeenskap met mekaar. Maar gee vir ons krag in hierdie tyd om te volhard in die goeie en die regte. En dat elkeen van ons, Here, alles in ons vermoë sal doen om onsself te beskerm teen hierdie virus. Deur die reëls wat daar gemaak is, na te kom, ter wille van onsself en ter wille van ons gesondheid. Maar dankie dat ons vir mekaar kan bid en mekaar in nood aan U kan opdra. Maar Here, laat ons nie net bid nie, laat ons ook vir mekaar doen wat goed en reg is. En mag ons daar waar ons weet nood en behoefte is, optree en U barmhartigheid uitdeel. En mag ons in daardie barmhartigheid en in U liefde ook in hierdie tyd ons vrede en ons vreugde vind. Ons bid en vra dit in die naam van Jesus Christus, U Seun, ons rots en ons verlosser. Amen. Broeders en susters, die teks vir die prediking vanmôre is Romeine 5 vers 3. Die boodskapvertaling vertaal dit soos volg: Al kry ons nou baie swaar, vat dit glad nie ons blydskap weg nie. Die 1983 vertaling sê kortweg: ons verheug ons ook in die swaar kry. Elkeen van ons
het al in die lewe op een of ander manier swaar kry beleef en ervaar. Ons ken almal pyn en hartseer. Ons weet almal die lewe werk nie soos wat ons baie keer dink, hoop, droom of selfs bid nie. In die laaste 3,5 maande het ons swaar kry in 'n totaal nuwe gedaante beleef en ervaar. Nie net met die verwoestende virus nie, maar dalk veel meer in die afsondering en die beperkings en die gevolge van die grendeltyd. Swaar kry het vir almal van ons 'n nuwe gedaante aangeneem. En een van die gevolge van swaar kry om pyn en lyding is dikwels onvrede met God. Want swaar kry laat ons vra oor God as liefde, oor God se liefde. En dit laat ons wonder oor God se beloftes. Laat ons wonder of dit die moeite werd is om te bid, as alles in elk geval tog een of ander tyd uit mekaar uitval. En hoe meer ons wil glo en aan God wil vashou, hoe moeiliker word dit. Want ons sien soos die psalmdigter van Psalm 73, dat ander mense voorspoed beleef. Ja, dat die goddeloses voortgaan om rykdom op te hoop, en ons as gelowiges, ons beleef net elke dag nuwe teenslae, en ons kry net nog swaarder. En dan vra ons, wat help dit tog om te glo? En nou kom Paulus op 'n hele klompie plekke in die Nuwe Testament, en hy roep ons op tot vreugde. Hy sê op 'n hele paar plekke, wees altyd bly in die Here. En hier in Romeine 5 sê hy so waar, ons moet bly wees as ons swaar kry. Hy sê ons verheug ons ook in die swaar kry. Al kry ons nou baie swaar, vat dit glad nie ons blydskap weg nie. Hoe op aarde kry 'n mens dit reg om opgewonde en bly te wees te midde van swaar kry? Niemand van ons is tog bly as swaar kry ons tref nie. Maar die belangrike ding wat ons hier in Romeine 5 moet ontdek, is dat Paulus sê blydskap en vrede is nie in die lewe of in jou omstandighede te vind nie, maar by God. En dan nog meer belangrik, by God wat kom vrede maak het met ons as mense in en deur sy seun Jesus Christus. Hy sê in die gedeelte wat ons gelees het, omdat ons glo, is daar nou vrede tussen God en ons. En dit is alles aan ons Here Jesus Christus te danke. Deur ons geloof het hy gesorg dat ons nou in 'n splinternuwe verhouding met God staan. Ons leef nou dag vir dag net uit sy goedheid. Daarom is ons baie bly en opgewonde, want ons weet dat God se nuwe wêreld op ons wag. Daar sal ons sy heerlikheid sien. Wat kan ons meer bly en opgewonde maak, as hierdie vaste wete, dat God in Jesus Christus gesorg het, dat ons in 'n nuwe verhouding met hom staan, en dat ons dag vir dag uit sy goedheid leef. Dan het ons ook nog die belofte van deel hê aan God se nuwe wêreld, en aan sy heerlikheid, wanneer dit vir ons geopenbaar sal word. Paulus sê ons het vir altyd vrye toegang tot God. Niks kan ons van die liefde van God skei nie. Ja, selfs in tye van nood en swaar kry en beproewing, weet ons dit is nie omdat God ons vergeet het, of ons wil straf, of selfs omdat hy ons wil toets om te sien of ons dit sal maak nie. Nee, Paulus sê, swaar kry en beproewing is maar deel van hierdie gebroke lewe waarin ons staan. Maar dit is ook die manier waarop God ons slyp en vorm om nog meer aan hom vas te hou, om nog meer te vertrou, selfs in die donkerste omstandighede wat daar kan wees. En ek hoop en ek glo, dit is hoe ons die laaste klompie maande ervaar het. Hoe moeilik dit vandag dalk nog steeds vir ons mag wees. Dat ons ervaar dat God besig is om ons te slyp en te vorm, om hom nog meer
in moeilike omstandighede te bly vertrou. Want niks en niemand anders kan ons deur hierdie onbekende tyd dra as die Here self nie. Dis in hierdie tyd dat ons hom elke dag moes leer vertrou vir uitkoms en vir voorsiening. Ons moes hom vertrou vir basiese dinge, broeders en susters, wat ons nog eintlik altyd as vanselfsprekend aanvaar het. Soos om elke dag te gaan werk, om skool toe te mag gaan, om aan die einde van die maand 'n salaris te kry, kos op die tafel te hê, geld om die huishuur en die skoolgeld en die motor en die huispaaiement mee te betaal. En skielik was al hierdie dinge doodgewoon van ons weggevat. Ons mag nie gaan werk nie. En daarom is daar nie salaris nie. Ons spaargeld is uitgeput. Ons moet vra dat die bank of die huiseienaar of die skool ons tegemoet kom. En al wat ons kan doen is om te bid en God vir uitkomste vertrou. En hoewel dit seker nog lank nie verby is nie, kan ons vandag stil staan en terugkyk. En soos die digter van Psalm 124 sê, as die Here ons nie gehelp het nie, dit moet Israel bely, as die Here ons nie gehelp het tot hiertoe nie, dan weet ek nie waar sou ons gewees het nie. Want elke dag wat verbygaan, bring net nog meer van God se sorg en God se goedheid en sy genade. Ons leer elke dag om God net meer en meer te vertrou vir vandag se nood. Dit leer ons om te bid, omdat God gister voorsien het, en ons glo hy sal ook vandag sorg. Ek besef, omdat daar vrede tussen my en God is, kan ek met God praat oor my nood en my behoefte. Ek kan bid vir uitkoms, ek kan pleit vir genade. Ja, ek kan dalk selfs met God beklei, soos die psalmdigter van Psalm 6 wat vra, hoe lank nog, Here, voordat u uitkoms gee? Ek mag maar saam met die psalmdigter van Psalm 77 vra, sal die Here vir altyd verstoot en nooit weer genade betoon nie? Want daar is vrede tussen God en my. Ek mag dit vir hom vra. Ek het vrye toegang en hy het my lief. Ek weet hy sal my nooit los nie. En hy stap elke tree van hierdie lewensreis saam met my. En ek leer soveel meer, ja, soveel makliker, dat wanneer ek swaar kry, niks my blydskap in God kan wegvat nie. Broeders en susters, ons moet mekaar in hierdie tyd van beproewing en swaar kry ondersteun en bemoedig. Want dit is deur ons bemoediging van mekaar, deur ons ondersteuning, dat mense in nood God se liefde beleef en ervaar. En daar is nou soveel geleenthede om met die kleinste dingetjies, soos 'n telefoonoproep of 'n boodskapie, iemand anders te ondersteun. Ons het geleenthede om met groot dinge, soos om vir mense te voorsien, in huishuur of in kos, hulle te help en hulle te laat vashou aan God en sy liefde en sy voorsiening. Daarom sê Paulus in Romeine 5 vers 5, wanneer ons al ons hoop op God stel, sal ons nooit teleurgestel wees nie, want hy vul ons lewens elke dag met sy liefde. Dit doen hy deur die Heilige Gees wat by ons bly. En elkeen van ons het 'n geleentheid, het geleenthede om mense wat op God hoop, se vertroue in God te versterk met dit wat ons kan doen. Swaar kry gaan altyd weer verby. Dit bly nooit nag nie. Dit word altyd weer dag. Dit sal nie vir altyd winter wees nie. Maar kom weer lente en somer. Maar swaar kry help ons om 'n sterk Christelike karakter te vorm. En 'n sterk Christelike karakter laat ons volhard en glo. Daarom is hierdie tyd waarin ons nou leef, vir ons 'n tyd om ons in die swaar kry te verheug
en dankbaar te wees, want dit kan ons net nader aan God en nader aan mekaar bring. Kom ons gryp dan hierdie geleentheid met albei hande aan, om mekaar te dra, mekaar te versterk, mekaar te bemoedig, eerder as om dieper in moedeloosheid en negativiteit weg te sink, want Jesus Christus het deur sy dood gesorg, dat ons saak met God reg is. En dit beteken, dat God ons liefhet tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons bid nou saam. Here, baie dankie vir elke dag van ons lewe. Dankie Here vir die manier waarop U vir ons sorg, ook in ons swaar kry. Dankie dat ons kan weet, niks kan ons ooit van U liefde skei nie. En dankie Here dat ons mekaar kan dra, en mekaar kan ondersteun, en mekaar in hierdie tyd in die geloof kan versterk. Open ons oë dat ons geleenthede sal raak sien. Maak ons harte en ons hande vir mekaar oop. En mag mense deur dit wat ons doen, U vertrou en besef dat U ons nooit alleen laat nie. Ons weet nie hoe lank die pad nog vorentoe is in hierdie moeilike tyd nie. Maar ons bid dat U elkeen van ons sal vashou, dat U ons sal dra, dat U ons sal versterk. En ons pleit by U Here, wees ons genadig, sodat ons met toewyding en met dankbaarheid sal leef en sal dien. Lei ons deur U Gees en mag ons U naam verheerlik in alles waarmee ons besig is. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Die genade van die lewende Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die lewende gewende krag van die Heilige Gees sal by en met ons wees. Amen.
Broeders en susters, baie dankie dat u vanmôre se erediens saam met ons gedeel het. Ons hoop dit was vir u 'n goeie ervaring gewees. Die uitvoerende kerkraad het die afgelope week vergader. U sal, as u nog nie die inligting ontvang het wat uit die vergadering uitkom nie, binnekort seker al die inligting kry, onder andere ook oor die toekoms van ons eredienste. Mag jy 'n geseënde week beleef en ervaar, en mag die Here u versterk en vertroos. Gaan in vrede.